Op die 5de Julie is JP Dix Strings of Survival by die AfriForum Theater te sien. Dit vertel die inspirerende verhaal van 'n man wat onder onherdenkbare verliese gelei het en 'n jare lank op die strate van Centurion geleef het en uiteindelik verlossing gevind het deur die krag van musiek. Ek gesels nou natuurlik met JP Dix. JP, jy sien, ek het self oor daai woord geval, want 'n ou kan jouself nie indink waardeur jy gegaan het nie. Welkom, goeiemôre. Môre Pieter. Jy lyk goed so vroeg in die oggend, my vriend. Jo, nee, vir so vroeg. Luister, net die hele produksie, dit vertel jou lewensverhaal en jy weet, alles het met jou goed gegaan. Jy het die golf gery as 'n suksesvolle kunstenaar of musikant en skielik het 'n klomp terugslag jou getref. Gee om ons 'n bietjie uit te brei daaroor, net so in kort. Nee, sekerlik. Ja, Pieter, soos jy weet, ek was in klomp bands gewees en vir baie ouens session ook gedoen en die lewe was goed geweest en alles en ja, my lewe het so 'n bietjie van 'n dip gevang. My dogter se ma is in 2013 oorlede. En ja, dit was 'n baie groot terugslag vir my geweest. En ja, ek het 'n ongelukkige drankprobleem ontwikkel en deur die jare vertel mense vir jouself jy het dit onder beheer, maar mense het nooit werklik nie. En dit het ongelukkig so ver gelei dat ek uiteindelik op die straat opgeëindig het. So sy is oorlede, jou dogter se ma, jou dogter is in pleegsorg geplaas en dinge het maar net te veel geraak. Ja, dit het alles net te veel geraak. En toe jy nou so op straat is, so goeders, het jy ooit vir jouself gesê, ja, jy het skuld hieraan of dis nie jou skuld nie. Wat se emosies waardeur jy ou gegaan het? Ja, weet jy, daar's baie emosies, Pieter. Mens voel skuldig, want jy voel, maar hoekom is ek hier, jy weet, daar moet 'n rede wees. En natuurlik, as jy alkoholist is, jy het nie altyd beheer oor jou lewe nie, like, jy maak nooit goeie besluite nie, en jy laat baie mense, jy stel baie mense teleur, jy weet. So daar's definitief 'n skuldgevoel, sou ek sê. JP, hoe lank was jy op straat? So amper 'n jaar. Ja. En waar die dinge toe nou vir jou verander, want ek meen, mense, ek vat myself, ek is baie skuldig ook, jy weet, jy stop en jy probeer nie oogkontak maak nie, ander kere is daar mense wat stop en vra, en hoor, hoe kan hulle help, hoe het jy dit ervaar? Pieter, weet jy, daar was 'n stopstraat daar op die hoek van Reddersburg en Voorriesburg in Centurion, en ek het nou maar daar begin staan, in die dag, want mense het my gebless met kos en komberse, en partykeer het mense net vir my kom bid, jy weet, wat great was. En ja, soos een van die positiewe dinge wat ek daaruit kan vat, is dit het my baie nader aan die Here gebring as wat ek ooit was, jy weet, want dit was net ek en die Here. Dit was Al staan jy nou na dag in en dag uit, en sou jy sê, dit is nogal die draadjie wat jou aan die gang gehou het in 'n mate? Absoluut, hoor. Ja, en ek sou sê, dit het my geloof so versterk, want soos ek kan weer honderde stories vertel. Ek moet seker nog eendag 'n boek skryf van wonderwerke wat op die pad gebeur het. Maar om jou vraag te beantwoord, 'n ander pel van my, Waldo Lots, hy bly baie naby aan die omgewing. En hy ry toe eendag verby en hy sê, maar is dit nie JP wat hier staan nie? Hy sê vir my, JP, wat gaan aan? Hoe kan 'n ou met so baie talent hier staan? Toe sê ek vir hom, dinge het net uit beheer uit geraak, jy weet. En sê vir my, wag, hy kan nie laat ek so hier staan nie. Hy sê vir my, ek het 'n vriend, Albert Bredenaar, né? Wat jou moontlik kan help. En hy sê vir my, maar as jy ernstig is om gehelp te wil word, wees môreoggend 6:00. Ja, en ek was toe, obviously, ek het al geslaap in die aand, en die volgende oggend 6:00, toe stop Albert by my. Hoe die dinge verander? Het hy jou in die kar gelaai en gesê, nou is dit tot hier toe en nie verder nie? Nee, hy het actually vir my 'n vraag gevra. Wel, hy het eers vir my 'n lekker warm koffie gebring. En toe vra hy vir my, waarmee kan ek jou help? Toe sê ek vir hom, as jy moet my asseblief help om van die straat af te kom. Sê hy vir my, maar wat is die probleem in my lewe? Wat het gebeur? Toe vertel ek hom my storie. Jy weet, en hy het glad nie geoordeel nie. En hy sê vir my, okay, hy is bereid om my te help, maar as ek bereid is om rehab toe te gaan. Toe sê ek vir my, ek is meer as bereid, jy weet, ek het hieroor gebid, ek het vir die Here gevra, Here, ek sit dit in u hande, stuur asseblief iemand oor my pad. En van al die mense wat ook nou al so met jou gepraat het, vir jou gebid het, goed, kon jy ook seker beleef, Albert's ernstig, hierdie man, ja, nee, kyk, my kant bring.
hy's iemand wat dinge laat gebeur, maar jy moet jou kant ook bring, verseker. En wat was die besluit wat jy toe nou geneem het, of die keuse wat jy gemaak het, om reg toe in jou lewe weer 'n ander wending in te stuur? Wel, Pieter, as 'n mens op daai laagtepunt kom, moet jy besluit, of jy wil lewe, of jy wil net nie meer lewe nie. En gelukkig, soos ek sê, in my journey wat ek op die straat was, en mense wat vir my bid, en ek het soveel nader aan die Here gekom, die Here het net vir my gesê, die Gees het my oortuig in my hart, jy weet, gaan vir hulp, draai jou lewe om, en vandag sit ek hier, die Here het my met 4 keer meer gebless as wat ek ooit voorheen gehad het. Soos 'n ware Job storie, jy weet. En ek weet, ons het nog baie om oor te gesels, daai banjo wat daar langs jy staan, wat noem hulle hom, die tromgitaar. Die tromgitaar. Hy het ook 'n lang storie en 'n interessante storie. Jy het op TikTok het die mense begin, jy weet, deur Albert jou ook leer ken. Daar's nog soveel om te gesels. Ons gaan dit net hierna doen, en jy gaan sekerlik vir my daarom ietsie speel, dat die mense kan hoor Nee, hoe verseker. talentvol jy is. Verseker. Dit gaan baie lekker wees. Nou ja, ons kuier saam met JP Dix. Wat 'n interessante storie, en ons het behoorlike uur nodig. Dalk 'n hele oggend saam met hom, maar hy's net hier na terug. Gaan ons verder gesels. Ons gaan ook hoor hoe maak die man musiek. Kyk, hy kan enige gitaar vat en hom behoorlik laat sing. Intussen kry jy jou vars koppie koffie. Jy gaan hierdie enetjie graag nie wil mis nie. Dan kuier ons verder hier op Goeiemôre, Good Morning. Volg ons ook op die sosiale media's, en onthou, alles is ook 'n bietjie later op ons YouTube kanaal. Maak seker jy mis op niks uit nie. Net hierna maak ons lekker musiek.